dit was hels geweest. Dit was nie dierbaar. Die kruis was nie dierbaar en Jesus het dit nie dierbaar belewe daar. In lydenstyd ek het waardeer onder die indruk gekom van wat die Here bereid was, hoe ver hy bereid was om te gaan sodat dit met my goed kan gaan. En dit is waar ons vanaand verder kan gesels oor die goed gaan met my. Want ons nou hierdie Pinkstertyd tog nou al vir mekaar gesê dat God as Heilige Gees by elkeen van ons persoonlik betrokke is om my gees, my binnewêreld ook te heilig. Om dit te maak dat die lewe vir my hemels is. Dat die lewe vir my al meer en meer hemels word, al meer en meer in 'n intieme verhouding met God, dat ek dit so sal belewe, omdat hy vir my so lief het, en omdat hy nie wil hê dat ons in die vervalle toestand, wat die nagevolge van die sondeval is, moet bly voortgaan en uitgelewer word, uitgelewer bly daaraan. En omdat God in die Ou Testamentiese tyd, kom ons sê nou maar menslik gesproke gesien het, dat die mense dit nie kon regkry om met wetsonderhouding wil uit te kom nie, het hy persoonlik self gekom in die volheid van die tyd. Is hy gebore as mens om onder ons te leef en vir ons, ook in ons plek te leef, omdat hy nie die sonde gedoen het wat ons doen, en dan kon hy met sy lewe my lewe vrykoop. En toe hy die werk klaar gedoen het en na die hemel toe opgevaar het, omdat hy sy werk op aarde klaar afgehandel het, het hy weer gekom om as Heilige Gees by elkeen van ons te wees. Het jy al gedink hoe wonderlike praktiese voordeel dit is? Veronderstel Jesus het nou in sy verheerlikte staat nog hier op aarde goed aangebly. Soos die disippels hom gesien het. Ek meen, dan was ons almal seker, ek meen, hy is seker in Jerusalem gehoor, dan was ons almal seker sin toe gegaan het om hom te gaan sien, en ek weet of ek het sou kon bekostig. Jy weet, maar nou is hy oral. By elkeen van ons. En wat die Heilige Gees kom doen, het ons gisteraand van mekaar ook gesê, ek sê het al weer, soos Paulus het baie keer dit gestel het, dis die Gees van Christus. Die Heilige Gees sit Christus se verlossingswerk verder voort. Daarom praat Efesiërs later van, ek dink 2 vers 14, as ek nou reg onthou, dat ons eendag die verlossing volkome sal doen. Met ander woorde, hy is met ons heeltyd op pad, tot ons te sterwe kom. Tot ons klaar geleef het op aarde. Daar het ons gister vir mekaar gesê, ons moet eintlik moet ek wou ek sê, my heiligende gees, heilig wordende gees, want dit is 'n proses wat nog nie afgehandel is hier op aarde nie. Maar ek het nou weer daaroor gedink, ekskuus, jammer man, dat ek nou nie so besluiteloos is, maar ek het nou maar weer daaroor gedink, en ek wil tog maar teruggaan na my Heilige Gees toe, want ek besef, as
staan en vir ons sê, kyk, so moet jy kyk na jou lewe, so moet jy doen, en kom ons het nou kaas om ons geloof te bely, ons het nou kaas om vir Here te vra vergewe ons, jy weet, en ons nou kaas om die Here te loof, hy vat ons so deur al hierdie oefeninge in die gym, en as hy dit nie moet doen nie, dan kan jy hom aanpraat, en jy sê, man, ek het nou spesiaal gekom, ons ry die Here se goed dikwels in die wiele, maar tog kan ons steeds sê, en Paulus praat dan ook vir daai gemeente Korinthe, kyk, ek was al baie keer dankbaar dat ek nie predikant van Korinthe was, en as jy nou die brief wat lees, die moeilikheid wat daar was, daai goeders, en tog spreek Paulus hulle as heiliges aan, omdat God reeds begin het met 'n proses, en waarmee begin het, sê Paulus aan Filippense 1 vers 10, 19, sal hy voltooi, vers 6, sal hy voltooi tot op die dag van Jesus Christus. God het ons aangeraak. Verkering was om iewers vir God in die oë te gekyk het, of wat ek praat nou figuurlik. Wat jou bekering was, daai moment wat jy weet, ek en die Here nou afgespreek. Ons het mekaar in die oë gekyk en ons het nou afgespreek, ons verstaan mekaar. Hy sal my hemelse Vader wees, hy sal my verlosser wees, en ek wil graag sy kind wees. Ek kan nie dit goed genoeg doen nie, maar hy sal my help. Dis wat bekering is. Ons is verander. Ons in 'n verhouding met hom. En enige verhouding verander jou tog. Want 'n verhouding is 'n dinamiese ding. 'n Verhouding is, daar's interaksie. Inter beteken ons tussen mekaar aksie, waar jy as jy met iemand te doen het, as jy vir iemand lief het, as jy 'n vriend van iemand is, beteken dit tog, dit werk weerskante toe, dit doen iets aan jou. Dit is nou nie soos die man wat gesê het, hy het sy vrou 'n goeie verstandhouding nie, en sy die houding, maar hy die verstand. Maar selfs daarom is daar 'n interaksie. Mense wat saam werk, saam deel is, en God is met ons so op pad. Nou, kan ons vir onsself vraag, maar nou hierdie verandering, hierdie invloed wat die Heilige Gees in ons lewe het, waar vind dit plaas? Hoe vind dit plaas? En ek dink Paulus help ons daarmee ook in Efesiërs 1, ek wil van vers 18 af begin lees ek sommer. En ek wil dit graag lees soos ons almal maar Bybel moet lees. Die moeilikheid met die Bybel is, ons ken dit so goed, ons wat nou dit baie gelees het. En nou lees jy dit door, ek vang myself dat ek het die vermoë om hardop voor te lees hier en dan iets anders te dink. En so goed ken ek die Bybel. So wanneer jy die Bybel vat en lees, moet jy met jou verstand beslag, moet jy die fokus daar, hoe doen ons dit? Vir my werk dit nogal goed as ek 'n woord of iets lees en ek probeer 'n sinoniem daarvoor kry. Met ander woorde, 'n ander woord wat in die plek daarvan. Dan kom ek gou agter of ek verstaan wat ek weet wat hier staan. Of as dit nie werk, dan probeer ek die teenoorgestelde daarvan sê. Dan kom jy ook agter, in hierdie proses, as die Heilige Gees betrokke en help van jou om die woord te doen te hê. Dis soos 'n motor. As jy, toe ek nou 'n seentjie was, ek was vreeslik lief vir motorry gewees en ek die plaas en so rond hier was, so gaan kuier het, maar ek het baie keer in die garage gesit, dat speel ek ry. Ek sit die kar se ratte oor en ek draai die stuurwiel en so aan. Maar dit het geen effek op die neus van die motor gehad. Dit het geen beweging in rigting verandering in die motor gehad. Alleen het die stuurwiel gedraai. Eers wanneer die motor in beweging gekom het en die draai van die stuurwiele 'n verandering gebring. En dieselfde moet Bybel lees. Eers wanneer ons begin dink daaroor, wonder daaroor, praat daaroor met God, kry God kans. Omdat ons gedagtes in beweging kan hy dit dan stuur.
En wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem. Ons het daaroor gisterand gepraat. En gaan hy dan verder, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Krag. Wat is 'n ander woord vir krag? Sterkte, mag in 'n sekere sin, jy oefen druk uit, jy kan iets verander, jy is in staat, as ek krag het, is ek in staat om iets te verander. Ek voel altyd so goed as my vrou die bottel, die ingelegde iets, wat ook al bring en sê, liefie, draai dit vir my oop asseblief. Jy weet, en dan probeer ek nou nie wys dat ek sukkel nie, en dan, maar ek het krag nodig om daai ding oop te kry. In staat om iets te verander. Hoe geweldig groot sy, wie se krag is dit nou? God se krag, want daar kom hy met die hoofletter, wat hy uitoefen in ons as glo. Wat beteken, wat is 'n ander woord vir uitoefen? Wat doen jy as jy oefen? Daar gebeur iets, nie? Die krag vind plaas. Paulus bid dat ons sal snap, ons geestelike oë so sal loop, dat ons sal snap hoe God krag, hoe God aan die werk is in ons, en hoe hy verandering uitoefen in ons wat glo. En dan sê hy, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag. Kyk hoe gebruik hy stapelwoorde amper vir hierdie aksie, hierdie energie. Krag is mos energie wat in werking kom. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het. Is dit nie ontsettend om aan te doen? God gebruik dieselfde krag om vir ons die nuwe lewe te gee en oor te doen. Om vir ons te help om die lewe goed te ervaar. Kom ons sê dit maar platweg. Hy gebruik nie minder. Hy is tot dieselfde mate in staat om vir ons ook te help. Daarom kan geen ellende vir 'n gelowige te diep wees nie. Daarom hoef 'n gelowige wat my aanbetref nie eers altyd te bid vir genesing. Want die lewe gaan nie net om gesond te wees. Die voorspoed lê nie in gelukkigheid en dit gaan nie met jou goed net wanneer jy voorspoedig is, maar dit gaan met jou goed wanneer jy hierdie krag van God wat hy vir Christus uit die dood, uit die negatiewe, uit die slegste ellende, die grootste vyand van die mens uit die dood opgewek het. Wanneer jy daai nabyheid van God, daai krag van God in jou situasie beleef, dat jy beleef dat hierdie situasie waarin ek is, wat dalk vir 'n mens negatief lyk en wat die dokters dalk sê, sien nie vir jou kans meer, dat jy in daai situasie 'n vrede beleef, 'n hoop, dat die hoop 'n werklikheid is, nie omdat jy so groot geloof het, of omdat daar so baie mense vir jou bid nie, maar omdat jy in God se hande is. En hy word nie beperk deur hierdie omstandighede. Ons gaan lees Romeine 8. Selfs al kom ons op 'n punt wat ek nie woorde het om te bid nie. Dan kan ek maar net sug, die Engelse woord daarvoor, dan kan ek net groan, so kreun, kerm. En God verstaan dit ook. Want die Heilige Gees vertaal dit vir ons Hemelse Vader. Maar so te stel, waar het ons gekom? Ons het gekom tot by vers 20, dat hy uitgeoefen het toe hy in Christus uit die dood opgewek het, en om in die hemel as hy regterhand sit. Nou hoekom het hy vir hom in die hemel as hy regterhand laat sit? Die mens, Jesus, wat hier op aarde was, is nou, sê die
misterie en die wonderlikheid van God begryp nie, maar hy skets vir ons met 'n prentjie om vir ons te help verstaan dat hierdie werk wat Christus op aarde gedoen het en voltooi het, en daarom is hy aanvaarbaar weer in die hemelse heerlikheid. Hy is die uitvoerende amptenaar wat nou moet sorg dat wat hy hier gedoen het volledig uitspeel. En daarvoor het hy sy gees gestuur as Heilige Gees om te sorg dat die heil volledig uitspeel in mense se lewens. Ek raak so dat ek vergeet waar ek is. Aan die regkant sit. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy. Maar kyk hierso, hoekom sal hy hoog, elke mag en gesag en krag en heerskappy, dis weer selfe woorde wat hy oor sê. Hoekom sê dit op verskillende maniere? Om het te onderstreep, om het in te stamp in ons verstand in as het ware, om het oor en oor te sê, sodat ons, hy sê van verskillende kante af, sodat ons dit kan snap, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, wat daar ook al sprake van mag wees. Met ander woorde, wat jy jou kan bedink, waaroor iemand sou kon praat en kon noem, dan is dit nog meer as dit. Nie net in hierdie bedeling ook nie, maar in die bedeling wat kom. Nie net nou in hierdie bedeling, wat is hierdie bedeling? Dis hier waar ons op aarde is, hier waar ons het weer goed om te lewe. Maar ons weet dat ons hier een of ander tyd klaar gaan lewe. Ek glo, ons gaan nie dood gaan nie. Okay, mense het gesproken en ons praat van die dood en so. Maar eintlik hou ons op lewe op aarde en lewe ons verder aan by die Here. Soos Christus vir ons gewys het, hoe lyk dit na die dood? Want hy het na die dood geleef. Herkenbaar met 'n verheerlikte liggaam, al was die merke daar wat Thomas kon aansteek. Die punt is, die essensie van Jesus Christus, wie hy was, is op 'n verheerlikte manier voortgegaan, na hy klaar gelewe het, op sy onverheerlikte manier. Weet, as gewone mens soos ons. Daai bedeling, hierdie bedelings, gaan nog aan, sê Paulus hier. Hoe dit is, weet ek nie presies en ek kommer my ook nie daaroor nie, ek weet net, dit sal net een lang erediens wees, waar mense die hele tyd in 'n koor staan en sing. Ek het toch wel die vermoede, dit sal meer wees as dit. Dit sal net om by God te wees, en liefde te ervare. Ek sal weer my pa en my ma kan sien ook in, want dit lyk my volgens wat Paulus sê, ons sal mekaar kan herken, maar hoe dit wees, weet ek nou nie, sal wees en waar, weet. Daai goed kan ons nie verstaan nie, maar ek vertrou God, ek los dit in sy hande. Daai krag wat ook in die bedeling wat kom sal wees, dit werk. Nou, om hierdie verandering te bewerk, wat in die verhouding tot daarvoor kom, is dit nodig dat krag uitgeoefen word, want niks skuif sonder dat daar energie gebruik word. So, daarom is krag hier ter sprake, en dit is, jy sien nie dit nie, dit is soos elektrisiteit, jy sien nie elektrisiteit nie, maar dit loop deur die drade, en jy weet, daar is elektrisiteit, wanneer jy die lig aanskakel en dit lig. Met ander woorde, jy sien die effek van die krag, en as dit die afgang wie jy ook is met weerkrag of wat ook al, né? Of daar is 'n fout in gloeilamp het geblaas, of waar die elektrisiteit, die krag kom nie deur by die punt. So die krag, sy effek, kom ons vra dan nou liewer, waar kry die verhouding, die krag wat in ons verhouding met God werk, deur Jesus Christus, alles wat hy ons gedoen het, waar kry dit in die Christen se lewe effek? Waar word dit sigbaar? In jou lewe. In jou beroep. Dis hoekom ek hierdie woordjie beroep hier ingebring. Want elkeen van ons is geroep en ons het 'n roeping, maar ons het ook 'n beroep. Nou weet ek dat, kom ons sê, wat sou ons as 'n definisie van beroep kon gee? Ek het nou gedink, mense kon sê, beroep is dit waarmee jy jou betekenisvol besig hou. Nie sinlose goeders, maar iets wat jy doen
Jy gaan na 'n dokter toe wat hy baie kennis oor siektes en daai goeters en jy koop sy kennis by hom dat hy vir jou kan diagnoseer en vir jou gee. Daarna gaan jy na 'n ou toe wat kennis het om vir jou die regte pille te kan gee en jy ken nou vir Ephraim ook al nee, Ephraim is nog in daai job, want jy is nog daar, net so jy vertrou hom, hy sal nie vir jou die dierpille gee, hy gaan vir jou die generiese ekwivalent, die goedkoop ding gee, sodat jy weet, so met ander woorde, daar's 'n interaksie en nou gebruik jou kennis om sodoende maak jy jou lewe. Jy het geld nodig om te kan bestaan en daarom 'n boer moet 'n goeie boer wees om te kan oorleef deesdae. 'n werktuigkundige moet 'n goeie werktuigkundige wees. Anders gaan jy net nie meer na hom toe nie. Die tuinman wat by jou kom werk, wat jy nou wat werkloos is en wat by jou kom werk, as hy nie 'n goeie werk doen nie, dan gaan jy wat iemand anders soek wat wel waarde vir geld is, né? So jou beroep is dit wat jy doen wat belangrik is, maar nou is dit 'n vreeslike belangrike ding vir my. Vir die Christen se beroep is bevry van hierdie vereiste dat ek self goed moet wees. So nou nuwe dorp in, weet as jy in 'n nuwe plek aankom, dan vra die mense en dan na watter dokter toe kan ek gaan? Né? Of watter tandarts spuit in wat die seer is? Né? Of watter werktuigkundige trek jy nou nie kaal uit as jy vir jou die rekening gee van as jy in jou motor gewerk het, né? Of weet so, ons vind uit, ons vind heeltyd hierdie stres by die mense dat ek moet goed genoeg wees om myself te bemark en daai goed, maar weet julle, 'n Christen is bevry van daardie vereiste in jou beroep, in jou lewe, want let op ons die Christus se kragbron. Geweldige groot krag, dieselfde kragtige werking wat uitgewerk het toe, wat uitgeoefen het toe Jesus uit die dood uit opgewek is en aan die regterhand gaan sit is, boer elke mag en gesag en heerskappy, krag en heerskappy waarvan daar ook al sprake mag wees. Dis die krag waarmee ek my beroep kan beoefen. Ek het dit dalk nou nie goed genoeg gesê. Die beroep is die ding wat jy doen wat betekenis gee aan jou lewe. Waarmee jy besig is. As 'n tannie in die ouer huis sit en sy hekel konversies. Dis haar beroep, dit gee sin en waarde aan haar lewe. As 'n ander tannie sit en sy brei bedsokkies om weg te gee vir mense of vir die ouer huis se bazaar of so of trek hangertjies oor. Dis sinvol. Dis van waarde, dis 'n beroep. Dis jou Christelike plek waar jy jou Christenskap kan uitlewe, waar jy sin en waarde tot die lewe, wat die Here deur jou sin en waarde aan die lewe toevoeg. Daarom is dit vir die Christen, wanneer ons kyk en besef, maar ons het 'n kragbron wat ons daarmee help, dan hoef ek nie heeltyd gespanne te wees daaroor dat ek goed genoeg moet wees nie. Ek alles self moet regkry nie. Ek nie moet misluk nie. Natuurlik gaan ek my bes doen om nou nie te, ek moet nie ly nie. Maar dit gaan eintlik oor hoe goed God is. Want daai kragtige werking van God, waarmee hy vir Christus uit die dood uit opgewek het, is weer die Heilige Gees tot my beskikking om my beroep, my, die Latijn is dat so 'n mooi woord, vocatie. Ek wil nou weer gebruik dat jy kan weet ek hoe die gebeurtenis gaan. My beroep is my roeping. My werk wat ek moet doen om gepensioneer, jy weet ek nou afgetree het, ek nou, was dit nou vir my, as ek hiermee gekonfronteer, ek gaan ek met die res van my lewe by tyd opmaak deur gras te sny en tyd te maak en kant te was. Ek het toe besef ek skielik hoe groot waarde dit vir my was om die woord van die Here met mense te kan deel. Wat is
gepak en gedink en 'n bietjie gehanteer. Nou wat daarvan? 2 gedagtes, dink ek wat jy hier moet uitvat. Die een is jou beroep, wat jy elke dag doen. En jy moet dit elke dag onthou, dit wat jy doen, is jou roeping. God het belang daarin. Jou beroep, om dit maar so te noem, is vir God belangrik. Al is dit dat jy gras sny, al is dit dat jy skoolgoed was. My vrou sê, vrou se werk hou nooit op, want die skoolgoed wat skool is word weer gebruik en dit word weer vuil. So, daar is sulke sleerwerke ook, wat ons mee aangaan, maar ons doen ook dit as 'n diens, as 'n liefdesdiens. Ek weet, want ek was ook nou skoolgoed. As 'n liefdesdiens. En die verlossing wat Jesus gebring het, maak dit waardevol. Ons betaal ons belasting net BTW, waar bestaan dit? Belasting op toegevoegde waarde. Die verlossing, die werking van die Heilige Gees is om waarde toe te voeg aan my gewone lewe. 'n Christen is 'n mens met toegevoegde waarde. En God sorg met sy wonderlike krag daarvoor. Okay, dit is die een punt wat jy moet onthou. Wat jy doen is ook jou roeping en God het belang daarby. Die tweede punt wat ek dink jy moet onthou, probeer onthou en saam met jou vat hieruit is, omdat God by jou betrokke is, omdat jy 'n verhouding met hom lewe, moet jy bietjie wakker wees. Moet jy oplet hoe hy lyk. Hoe hy vir jou help, hoe hy vir jou stuur, wat hy vir jou doen, en hoe werk dit? En jy sal dit byvoorbeeld. As jy Bybel lees, dis wat net gesê, as jy 'n Bybel lees, nie net lees om 'n stukkie klaar te kry en dan het jy jou gewete gesis nie. Hanteer dit. Wonder oor wat hier staan, praat daaroor, want as jy dit hanteer, dan kom God, dan raak jy Heilige Gees betrokke. Nog 'n manier is byvoorbeeld, let op wat die Here maak vir jou. Ons praat oor van toevallig, en weet toeval die lig en daai klas, maar probeer hy lig raak sien. Want die Here maak vir jou deure oop en hy maak vir jou deure toe. En jy sal dit nie raak sien as jy nie begin oplet daarin. Hy verhelder ons geestesoë, met ander woorde die oë van my binnewêreld, waarmee ek na die dieper, na die meerdere, na die fynere nuances kyk. Hy wil my gaan leer. So let op waar maak hy vir jou deure oop. En ek dink nog 'n manier waar die Here vir ons lei, wat ek bietjie na kan oplet is, kyk wat 'n opmerking maak 'n geliefde wat op 'n stadium jou naaste is vir jou. Nou, dit is nou 'n bietjie lank gesê. Wat ek bedoel daarmee is, ons is almal mekaar se naastes. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar jy moet ook toelaat dat jou naaste vir jou ook kan lief hê. So as jou naaste vir jou iets sê, uit liefde, uit integriteit, en iets wat in jou raak sien, iets moois, luister dan. Miskien iets wat hy vir jou wil raak sê, of sy vir jou wil raak sê, wat pas bietjie op, luister dan. Die Here gebruik ons naaste, hy kanaliseer sy liefde deur hy naaste na ons toe. Of hoe? So, kyk bietjie. Ag, ek sal seker nog voorbeelde kon genoem, want julle kan dalk vir my nog voorbeelde, maar die Here lei ons aktief, punt en klaar. Nou die vraag nou altyd, nou hoe weet ek? Want ek het al, kyk, 'n man is 'n paar swakpunte. Die een is, as hy 'n nuwe kar wil begin lus kry voor, dan raak 'n ou se denke en redenasies heeltemal besoedel deur daardie lus vir 'n nuwe kar. En dan vroom bid jy ook daaroor, en partykeer dan, ek het al my heeltemal vasgekoop, omdat ek gedink het, die Here lei my daarin, maar dit was eintlik besef ek agterna dat ek wat te lus was vir daai kar. So die vraag is vir my ook belangrik, hoe weet ek dat dit regtig die Here is wat vir my lei, en nie maar net ek wat sê nie. My eie wil so sak
sê, as jy hom so vertrou, as jy jou verhouding so gebruik, wat doen hy dan? Die vrede van God, wat onlogies is, wat alle verstand te bowe gaan, sal in julle harte, en hier my binnewêreld waar ek voel oor dinge, en julle sinne, waar ek dink oor dinge, sal lang die dag hou, maar dis in Christus Jesus. Nie buite my verhouding met hom nie, in my verhouding met hom. Vind dit plaas. So as ek wonder, Here, lei U vir my, dan kan ek nou oplet na die vrede. Want dis hoe, môre is vir jou dalk nou nie 'n baie uitstaande dag. Jy sien dalk nie uit na môre nie, daar's 'n klomp sleurwerk wat jy moet doen, en 'n klomp goed wat nou nog op jou lesenaar lê, wat moet klaarkom, en mense wat jy moet bel, en die belasting moet jy dan nog opmaak, en al sulke goeders. Dis dalk nie 'n besondere dag nie, maar dis 'n belangrike dag. Want God het jou geroep vir môre. In jou beroep is jy vir hom belangrik. Die manier waarop jy dit daar doen, hy wil ook vir jou daarin heilig, dat jy dit, hy wil jou daarin sy heilige laat ervaar, dat jy dit goed kan belewe. Want dit is waar jy die sin in jou werksaamhede in opgevuld het. God het dit so beskik. God is as Heilige Gees met jou, juist daarvoor, om jou beroep môre as 'n gawe saam met hom te belewe. Amen. Ons Hemelse Vader, dat U so met ons werk, terwyl ons so dikwels eiesinnig is, en so sukkel, en soms ons rug op die draai, of ander kere net te lui is, of te moeg is, en te moedeloos is, en te klein gelowig ook selfs is, dat U nog met ons te doen wil hê, gaan ons verstand te bowe, maar ons weet dit is waar. Daarom sê ons vir U dankie. En ons weet dat U vir die disippels daar gewys het en gesê het, kyk na die lelies van die veld en die voëls van die hemel, kyk hoe sorg julle hemelse Vader vir hulle, dat hy toe vir sy disippels ook gesê het, moenie besorg wees nie, klein gelowiges, maar U het dit nie verwytend bedoel nie. U het net uitgewys wat maak dat ons U mis. En ons wil U nie mis, ook môre. In ons gewone goed. Maak ons sensitief. Gee ons daai fyn gevoeligheid waarvan Filippense 1:19 dit praat. Dat uit 'n liefdevolle hart kom. 'n Liefde vir U kom. Wat maak dat ons 'n liefde vir die omgewing waarin U ons geplaas het. Help ons om met ons beroep, waarin U ons geroep het, waarin U ons geplaas het, beskik het, juist daar ook iets van U heilige, van U koninkryk in te dra. Dit wys
Dis vir my 'n prentjie van die Here se goedheid en sy genade en die wonderlike omgewing waarin ons kan lewe en sinvol kan besig wees. En die Here is daarin met ons. Ontvang dit vanaand. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die bystand, die gemeenskap